Lord, we praise you this morning. Vader, ons gee alles oor vir u. Ons wil u loof en prys. Dankie vir hierdie dag. Dit is die dag wat u geskaap het. Ons is opgewonde daaroor en ons is joyful in ons harte oor dit. Ons wil u loof en prys. Ons bid dat die saad van die woord vanoggend op vrugbare harte gaan val. En ons prys u en ons eer u daarvoor. In die naam van Yeshua. Thank you, Lord. Halleluja. Amen. Amen. Wanneer julle kan sit. Wat amazing is dat Vader gee woord vir ons. En hom wil nie weet nie wat is die skrif of wat nie, maar hier van 3 uur af begin hy die skrifte lees. Wat vanoggend gegee is vir ons. En ek gaan na Barend toe, ek sê jy kan nie glo nie, hier lees hom wil hy al die skrifte wat die Heilige Gees vanoggend wil reveal. Net voor die tyd begin hy. Maar dis asof daar net 'n soaking presence kom van die Heilige Gees en hy kom was, laat sy woord net so lank begin was wat hier moet gebeur. Barend, kom staan net weer by my. Kom deel net weer oor die engele. Ek dink die manne is elke keer opgewonde as hulle net so 'n stukkie op beslag gee. Deel net my 'n bietjie oor die tyd en ook oor hoe om dankbaar te wees. Kyk, vanoggend toe kom ek nou om Andrei toe en ons almal weet 'n demoniese gevalle engel wat eintlik uit die hemel uit gekom het. So wat gister, soos wat mens aangaan met die tyd en so, dan kom jy sekere, ek weet nie wat om dit nou te noem, demone of wat ook al, en wat gebeur het is gister, toe ek wil nou nie eintlik in detail ingaan nie, maar ek was by 'n plek en ek het 'n demoon gesien, wat ek nou nog nooit gesien het, want obviously daar's miljoene van hulle. En hierdie spesifieke een, sy werk is om mense hastig te maak. Mense obviously wat nie onder die bloed van Jesus is nie. En die oomblik wat hy jou hastig maak, dan word jy angstig, jy word ongeduldig, en ek kan 'n lang lys van goed noem wat gebeur met jou, as jy beïnvloed word deur hierdie spesifieke demoon. En wat sy groot ding is om ons uit Vader se tyd uit te kry, om ons hele ritme en die momentum te skuif van waar ons in eenheid met hom is, in sy tyd, om angstig en benoud en ongeduldig, en daar's 'n lang lys. So ek kan net kortliks verduidelik van daai een. En toe sê ek vir hom, Andrei, daar's 'n engel. Ek verduidelik nou maar net vir julle wat ek vir hom verduidelik het. Ek nie geweet hy gaan my vra om te kom deel nie. Maar en daar's 'n engel wat sy werk is net om jou te herinner om dankbaar te wees. So baie keer as jy kyk na die son of sonsondergang of jy kyk na die lig en jy besef my Vader se creation is mooi. Of jy het net 'n dankbaarheid. Daar's 'n engel wat ons kom en hy kom herinner ons van God se creation, van beeldskoonheid, van om dankbaar te wees oor sekere goed. So ja, ek maar net vanoggend het ek en hom Andrei oor dit gesels en hy het net gepraat het. Ja, so gister, ons is besig met die hart en Woensdae in disippelskap en vir 'n tyd nou is die Heilige Gees net besig om ons harte voor te berei. Maar om harte voor te berei is, ek dink dit's a way of living. Dit is nie net 'n oomblik nie, it's a way of living. Want jou hart moet elke dag voor die troon gebring word. Elke dag moet hy in cleansing gaan. Purification of your heart is a daily
daily proses, elke dag van jou lewe. So in dit, toe val daar net 'n woord gister oor die Vaderhart van God. So waar kom hierdie voorbereiding van die hart vandaan? Dit kom voor van uit die Vaderhart uit. Wat het ontspring uit die Vaderhart uit? So, ek onthou baie lank terug toe ek hom Gideon ontmoet het. Hy het altyd sulke boeke gehad. Dan bring hy 'n boek en altyd is dit 'n nuwe revelation of 'n boek. Partykeer is dit net 'n hoofstuk in 'n boek. Of partykeer is dit net 'n gedeelte in 'n boek en dan sê hy, kom ons kyk bietjie hierna. En dan sit ons, en ek sal nooit vergeet nie. Ek dink dit was 2012, hoeveel is dit? 14 jaar terug, nou 2 seisoene van 7. Toe ons vir die eerste keer gesit het, toe kom hy met 'n boek aan, My Ultimate Intention, God's Ultimate Intention, van Devin Fromke. En ons het 'n hele hoofstuk in dit gedoen, maar ons het omtrent 6 maande wat ons in dit net gaan tarry het. En ek het dit daar gelos en die boek is op my rak. En nou na 14 jaar kom die Heilige Gees en hy kom stuur net weer God's Eternal Intention. Kom stuur hy net Ultimate Intention, God's Ultimate Intention. Waarvoor het hy jou eintlik geskape? Waarvoor is ons eintlik geroep? So, as ons na die woord van God kyk, is daar baie mense wat in ons is deel van dit. Baie is op eindtye gefokus. Baie is op feeste gefokus. Baie is op evangelisasie gefokus. Soos daar's verskillende aspekte van die liggaam van Christus waarop almal fokus. Maar as jy hierdie een deel mis, the ultimate intention, dan mis jy alles in die woord. En ek kan amper nie glo toe Richie moet sê as julle gaan en bid ek vir julle. Alright. Wanneer kom julle kan net daar sit, steek julle hande uit. Kom ons bid vir hulle. Hulle is op pad Botshabelo toe. Hy en Shaul en hulle gaan bedien. Hulle het gister voor hoeveel kinders bedien julle? 1250. Prys Jesus vir dit. Halleluja. Thank you Lord. Thank you Lord. Ja, en dis net wonders wat en miracles wat daar gebeur, wat Vader werklik deur evangelisasiespan doen. So Lord, we come before you in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. We send them out under and in the authority of Jesus Christ. Lord, we release them from the house of bread as we are sending them out. We are shooting them out as arrows that will hit the target in Botshabelo. Father, I pray your fire of the Lord over them, tongues of fire even in them. Father, I pray in the mighty name of Jesus that the words that you put in their hearts will touch the children's lives. Father, I pray for travel safety, for them to be at the right place at the right time. And Father, I pray that you will even touch the teachers and the people, the teachers' hearts, and even maybe the schoolmaster, everyone that is involved will be touched. Father, I pray that even that through the young people, that Botshabelo will never be the same. That even through this 1,000 kids, they will go back to their homes and they will start to change the homes in Botshabelo. We give you praise and glory. And we want to give you all the praise and glory for sending them out. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So as ons kyk na die Vaderhart van God en die ultimate intention, het ek weer 'n bietjie deur dit gaan kyk, en al wat ek kan sê, soos dat ek hier staan vir oggend, het ek al 'n paar keer gehoor is daar bedien word oor die Vaderhart.
Maar al wat ek vir julle sê, om te kan bedien oor die Vaderhart van God, I'm not worthy even to come and minister unto you about the Fatherhart. Want ons verstaan nie hoe groot en hoe diep is God die Vader se hart vir ons nie. So in dit, in Johannes 17, in John 17, there's a high priest prayer or the priestly prayer. En dit is die gebed wat Jesus gebid het, net voordat hy gekruisig is. En ons kan gerus, julle, as julle die naweek of volgende week tyd het, dan begin julle te lees Johannes 14, 15, 16 en 17. Dis asof hy jou vat van die outer court, inner court, en dan vat hy jou na die hart van Jesus toe. Wat hy kom, want die Vader en die Seun is een, en hy kom in John 17:24, en as dit op die skerm is, dan wil ek hê julle moet op die regterkant kyk, dis die Amplified, links is die King James, so ek gaan dit lees, maar soos wat ek dit lees, wil ek hê julle moet die woord inneem. Nou hoor julle die diepte van wat uit die Seun se hart uitkom, na die Vader toe en vir ons. Hy sê, Father, I desire that they also, whom you have given to me, as your gift to me, may be with me there I am, so that they may see my glory, which you have given me, because you loved me before the foundation of the earth. Man, hierdie is so groot. Kom ek lees dit net weer, want partykeer moet jy hom meer as een keer lees om hom, dat hy net vasdra plek kry. In your heart, Father, I desire that they also, whom you have given to me, as your gift to me, may be with me where I am, so that they may see my glory, which you have given me, because you have loved me before the foundation of the world. So wat ons weet, is dat Jesus Christus is nie geskape nie. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees was van die begin af daar gewees. Stem julle saam? Amen. Hulle is nie created beings nie. Jesus in Johannes 1 vers 1 sê, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So die Vader en die Seun was van die begin af saam daar. En dan vra ons vir onsself af, maar wat het hulle van die begin af gedoen? In eternity past, triljoene jare terug, en daar was niks geskape nie. Was dit nie, wat het hulle met mekaar gedoen? Het julle al gewonder, hoe was dit? Miskien het jy nooit daaroor gewonder nie. Hoe was dit net die Vader en net die Seun saam in hulle teenwoordigheid? En dan kyk ons in Psalm 16, vers 10 sê, For thou wilt not leave my soul in hell, neither will you suffer thine Holy One to see corruption. Dis wat David sê, en dan sê hy, Thou wilt show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures forevermore. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy, and in your right hand, there are pleasures forevermore. So ons sien dat in die teenwoordigheid van die Vader en die Seun was daar altyd net joy gewees. So God hoef nie joy te gecreate het nie, want hy is joy. He's created being, alles van hom is liefde. Alles van hom is joy. Dis sy karakter
wie hy is. Jy kan dit nie verander nie. En terwyl ek vanoggend hier in die oggendure is, te besef ek maar waar kom al hierdie geweld, al hierdie duisternis en al hierdie ewel, waar kom dit alles vandaan? Jy sien daar's 'n plek in God se create, in God's creation, wanneer hy create het. Wanneer hy ook darkness create het. En niemand het daar gedwel nie. Darkness was daar, maar darkness het 'n ander karakter gehad. 'n Deel van darkness se karakter is kill, steal en destroy. Maar hoekom het hy dit create? Hoekom is hierdie joy, maar hoekom het hy darkness create? Want God het vrye wil gegee. Free will. Want hy wil nie hê iemand moet by hom dwel wat nie daar wil wees nie. Sy hart en sy passie vir die Vaderhart is dat ons vir altyd moet ons by hom wees. Maar omdat hy in sy karakter glad nooit 'n vader is wat kan manipuleer of jou wil afdwing op iets nie. Het hy darkness create en niemand was daar nie. Maar die oomblik toe daar hoogmoed in Lucifer inkom, het hy uit sy eie vrye wil besluit dat pride moet ingaan. So pride het ingekom en hy het homself uit sy eie keuse en sy eie wil wat hy gemaak het hy prideful geraak en God het hom uitgesit. Want niemand wat in pride is, kan dwel in die presence en die teenwoordigheid van God die Vader nie. Niemand kan in daai plek kom en daar dwel nie. So, as ons kyk, waar was ek en jy gewees, dan gaan ons net terug na Jeremiah 1:5 toe. Before I formed you in the womb, I knew you, and approved you as my chosen instrument. And before you were born, I consecrated you to myself as your own. I have appointed you as, dan staan nie, as a prophet over the nations. So Vader God kom, hy sê, voordat jy nog gebore is in jou ma se moederskoot, het ek jou reeds geken. Ek ken jou van eternity past af. Ek ken jou ingang en jou uitgaan. Ek ken jou opstaan. Ek ken ek ken alles van jou. Ek ken jou intimiteit geken voordat jy gebore is. Nou, kom ons staan net 'n oomblik stil en dan absorbeer ons net hier, want ons gaan, soos wat ons hierdie hoor, moet ons pause op plekke en dan dink jy net vir jouself, hierdie skepper van hierdie heelal het my intieme wese geken voordat ek nog gemaak is. En dan sê hy het jou uitgekies, want dis hoekom jy hier sit vanoggend. Dis hoekom ons hier sit. Ons het hom aangeneem om sy kinders te wees. En in Vromke se boek begin hy, en as julle onthou nou John 14, 15, 16, 17, en dan gaan vat ons na Efesiërs 1 toe, Ephesians 1, maar eintlik voor Efesiërs 1, maar ek kan dit vir julle noem, wat gebeur, dink is 2 Korintiërs 12, kom Paulus, en God het hom, hy sê, ek ken 'n man wat weggeneem is, tot in die 3de hemel. Wie van julle het al daai gedeelte gelees? Tot in die 3de hemel. I know a man that was taken away into the 3rd heaven. So ons weet Paulus was 'n fariseer van die fariseërs. En hy het Jesus op pad Damaskus ontmoet. En hy daaruit het hy ervaring gehad en God het hom weggevat. En hy het hom gaan wys eternity past. Want dis hoekom Paulus kon skryf oor eternity past. Net om vir julle agtergrond te gee van wat Paulus geskryf het in Efesiërs en wat hy in Romeine geskryf het. En wil jy het vanoggend so raak gevat toe hy Romeine 8 gelees het. Nou,
voor ons, miskien moet ons by Romans 8 net daar begin, om te sê, Romans 8, dis die ander hoofstuk, wat julle kan lees. Ek het eendag, jare lang terug, in die 90's, het Johan Stein, ek sal nooit vergeet nie, hy is vandag nog 'n pastoor aan Kempton Park, eendag toe sê hy sê dat die Mount Everest van God se woord is Romeine 8. Dis die piek, dis die hoogtepunt van God se woord is Romans 8. So you can take it and you can go and read it and you can study Romans 8. Maar voordat ek daar begin, ek wil nie afdwaal nie, want as ek in Romeine 8 ingaan, is daar soveel diepte in hom. Hy sê, for as many, vers 14, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sien, daar's die Heilige Gees moet jou lei. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Vader. Hy sê, dis daai aanneming wat ons weet en ons roep uit na hom toe. En dan vertel hy vir jou presies wie en wat ons is, en dan sê hy, dit is in Romeine 8 vers, wat hy sê, we are predestined. Ek wil hom net kry, as ek hom nie sien nie, wil ek net vir julle sê, gaan lees Romeine 8. Hy sê, for whom he did foreknow, he also predestined to be conformed into the image of his son. Hierdie is baie belangrik om te onthou. Hy sê, for whom he have foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of the Son, that he might be the firstborn among many brethren. So ons sien, Jesus is die eerste geborene hier op aarde in Bethlehem. En dan het hy ons conformed, om terug te gaan, nie terug te gaan in Genesis 1, sê hy, we have been created in our image and likeness. Genesis 1. Maar dan sê hy in Romeine 8, we must be conformed to the image of the Son. Nou moet ons nie meer teruggaan want ons is in Adam se beeld. Ons moet uit die ou Adam, ons moet uit die eerste Adam uitkom en ons moet in die laaste Adam ingaan. En alwaar ons kan meet in wie se beeld ons moet teruggaan, is in die beeld van die Seun. So ons moet teruggaan in die beeld van die Seun, en wat sê hy? Hy sê die Seun is die eerste van baie broers. Soos hy die eerste is, dan is ek en jy iewers in daai nommer, orde, in 2026 in Bloemfontein, is my en jou nommer ook daar neergeskryf. So my en jou nommer is daar. Maar Jesus is die eerste, hy is die oudste broer van baie broers. En ons moet in daai beeld kom, en Jesus sê, want u het my lief gehad, voor die grondlegging van die aarde. Nou as hy Jesus lief gehad het, kom ons kyk, wat sê hy in Efesiërs 1. Ek weet nie of julle al Efesiërs so gelees het. En dan begin hy daar om te sê, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are in Ephesus and the faithful in Christ, grace to you, peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. En van vers 3 tot 11 lê hy dit vir ons presies uit. Wie ek en wie ons is in Christus. Wie ons in die Vader hart is. Nou, as jy gaan lees in The Ultimate Intention, is dit krities belangrik om te weet, hierdie is bo eindtye,
om te weet wie jy is, hoekom jy geskape is. Hierdie is belangriker as evangelisasie. Hierdie gaan oor, this is all about your identity. Hoeveel keer het ons al gehoor, daai persoon het 'n identiteitskrisis. Ken ons daai storie? Ek ken iemand, dan is hy baie de mekaar en dan hier om 'n braaivleisvuur en vra hulle maar wat is fout met hom? Sê nee, hy het so 'n bietjie van 'n identity crisis. Hy weet nie wie hy is nie. Nou dis baie belangrik dat ons terugkom en ons identiteit ken en nie in daai identiteitskrisis moet wees nie. Dat ons presies weet ek en jy, want as ons hierdie saak vasgemaak het, gaan dit vir jou ewige berusting gee, ewige vrede gee, wat jy nooit weer hoef oor te twyfel nie. Want jy sien, die grootste struggle en die grootste besluite wat ons elke dag neem en hoekom ons kerk toe gaan en hoekom ons dink is daar, is om die volgende. Nee, Jesus het gesterf vir my sonde en ek is nou sy kind en ek gaan dalk eendag hemel toe. So daar's 'n dalk elke keer, jy weet. Ek weet nie, maar dalk gaan ek eendag soontoe. En hierdie sorteer hy die hele saak identiteitskrisis sorteer hy uit. Hoekom het Jesus gekom? En hy het nie net gekom vir sonde nie, hy het gekom vir baie meer as dit. As ons na daai gebed sien in Johannes 17 wat hy bid, is dit om ons terug te vat na die Vader se hart toe. Nie vir sonde nie, om ons terug te vat. Sonde is die oorsaak dat ons verwyder is, ja. Maar as om ons terug te vat na die Vader se hart toe. En hy sê in die volgende, hy sê, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the earth, of the world. Sien julle daar, jy kan jou naam, jy kan hier sit vanoggend, jy moet een ding weet, jy's uitverkies voor die grondlegging van die aarde. Dis God se, dis die Vaderhart, dis sy plan, hy het jou lief gehad voor die grondlegging van die aarde, want hy die seun lief gehad het, dan het hy jou ook geken en jou ook lief gehad. That we should be holy and without blame before him in love. Nou die vraag is altyd, die woord sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel, verstand en al jou krag. En baie keer het ek al hierdie gehoor in die verlede, maar dan dink ek vir myself, ek is nie waardig, of ek verstaan nie eintlik wat dit beteken. Ek voel nie daai liefde nie. Wie van julle het al op 'n plek gekom, dan sit jy, dan voel jy, maar ek voel nie daai liefde nie. Dan dink jy vir jouself, maar ek hoor ek moet hom lief hê, maar ek ervaar dit nie. En God het vir ons geskape na sy beeld, en hy het ons gemaak, en hy het vir ons families gegee, en hy het vir ons broers en sissies gegee, en hy het vir ons kinders gegee. En die rede hoekom hy dit gemaak het, en dan word jy 'n pa, en 'n kind word gebore, en as die oomblik is jy 'n pa, 'n vaderhart het, Davey, the moment when you receive the fatherhart, I remember the day when you called me, when Focus was born, 2014. At the right time, at the right moment, I sent you a message. You remember that? Number 6:24. Ek stuur hom 'n boodskap, toe ek het vir hom stuur, daai oomblik toe sy seun gebore. En dis net die Heilige Gees. En jy was besig met daai selfde skrif, toe stuur ek hom vir jou. Halleluja. So, wat ons moet verstaan, die oomblik toe Focus skree,
The moment when you saw him for the first time, what was the feeling in your heart? Blessing. So daar gebeur iets in jou hart. En as jy terugdink, dan besef ons hoe as kinders. Is Nathan hier vanoggend? Can I share what happened on Wednesday, Nathan? Okay, hy gaan Afrikaans verstaan. So Woensdag, ek gaan met julle iets deel wat Woensdag gebeur het. Nathan het hier ingesit. Nathan, hoe lank is jy nou op straat? How long? More than a year, 2 years, 3 years. 5 years on the street. Toe kom hy Woensdag hier aan en hy sê, Nathan sê die volgende. Hy soek 'n ID, want as hy sy ID het, kan hy aansoek doen vir SASSA omdat hy sy een oog verloor het. Maar ek laat een van ons ander boetas, Johan, laat hy met hom praat en toe kom hy en hy sê vir my, okay, dis die probleem, Nathan moet 'n ID hê en hy moet hierdie, ek sê maar sê Nathan moet hier kom sit en hy sit voor my en ek begin met hom praat oor jou ID en hy sê vir my, can you please just call this number? En ek sê, okay, but whose number is this? Hy sê vir my, no, it's my mother's number. Ek vra van nou, waar is jou ma? Hy sê nou, my mother is in Cape Town. Nou bel ek die nommer en dan sit hom die speakerphone aan en die speakerphone antwoord die vrou aan die ander kant. Eerste keer nie, bel die tweede keer sy antwoord. Sy sê hallo en die oomblik toe sy sê hallo, toe herken hy sy ma se stem onmiddellik. En al wat hy vir haar sê is mommy. En die volgende slag te loop die trane net uit sy oë uit. En hier staan ek langs hom en ek huil saam met hom. En ek deel dit met ouens, ek sê vir John, neem net hierdie oomblik af. En ek sê dit met alle respek vanoggend, Nathan, to you, even if you, selfs al bly jy op die straat, ek wil dit so uitdruk, selfs al bly jy op die straat, selfs al weet jou ma nie waar jy is nie, die oomblik toe sy jou stem hoor, toe weet sy, dis my seun daai. En my hart gaan net vanoggend uit en hy sê net, as sy ma so kan teenoor hom voel, hoe voel ons Vader nie teenoor ons? En hy het net vir my kom wys, dit maak nie saak of jy op die straat bly of jy in 'n paleis bly nie. The emotions are the same. En selfs meer as jy op die straat bly. En hy longing, en gister kom sy, en hy weet nie, ek het nog nie met hom gedeel nie, hy soek sy ID, en ek het haar nommer gesyf, gister, she sent me back your passport, a copy of your passport. So die vraag is nou, wat ons in ons harte het, wil jy terug gaan Kaapstad toe, wil jy terug gaan huis toe? You want to go back? So we want to send him back as in Luke 15 as the prodigal son. So ek gaan hom nou weer vorentoe. En julle weet waar dit begin. Onthou julle die eerste keer wat Jolene hulle was, wat hulle die kleed aangetrek het, toe sê ek is nie waarig om die kleed aan te trek nie, toe roep ek hom uit en ek trek vir hom die kleed aan. Now if you go and read through Luke 15, the prodigal son, the moment he received a garment and a ring on in the shoes, alles. So, ons het dit vooruit gedoen, sonder dat ons geweet het, ons gaan dit terugstuur. Ons het gister 'n boeta gehad hierso, wat ons die Josef kleed oorgesit het, en toe ons uitgaan, toe haal hy sê, maar vat hierdie, ek deel toe met hom, Nathan se gedeelte.
En ek sê ons wil vir hom klere kry en ons wil hom buskaartjie en ons wil hom terugstuur na sy huis toe. En hy haal geld uit. Hy sê vat hierdie, saai dit. En gister was dit sy eerste saad. En Barend sê vanoggend, daai saad wat Pieter uitgehaal het, was saad van die altaar af. Nadat hy sy Josef kleed ontvang het, hy het 'n plaasie buite Bloemfontein en gister toe bless ons hom in die plaas en wat in die laaste dae gaan gebeur en hoeveel water. Hy kan 110 hektaar koring onder besproeiing sit. So baie water het hy. Hy het nog nooit soveel water uit 'n boorgat in die Vrystaat gesien. En in dit wat ons die kleed oor hom sit en bid, haal hy die saad uit en hy saai en hy sê, we have to sow it into that man's life. Sodat hy dit kan ontvang. En ek het nog nie eens begin, maar net om vir julle te sê, hierdie prakties wat ons ervaar het na vanoggend toe, is wat in die Vader se hart gebeur. Wat in die Ma se hart teenoor die Seun gebeur. Kom terug huis toe. Hoeveel te meer is die een wat alles is. Hy hoef dit nie te create nie. Hy is die substance van die totaliteit van liefde. Hy is daai substance van hy totale liefde is hy. En ons hoef nie te wonder oor hoekom nie. En hy kom en hy sê, Dawid sê, wat ek vir julle gelees in Psalm 16, hy sê, in daai teenwoordigheid is daar joy. Maar as die Vader en die Seun joy is, dan het hulle nie nodig gehad om iets anders te create nie, want alles is daar. Maar nou, kom ons gaan net aan. Vers 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. So hierdie gedeelte, unto the good pleasure of his will. Jy sien, die Vader hart het een begeerte, en dit is om nie alleen te wees nie. So ons moet een ding verstaan vanoggend. Sy hart was nie vir ons om sonde te oorwin en dan deur hierdie moeilike pad te loop om by hom uit te kom nie. Maar hy het 'n meganisme gegee as gevolg van wat gebeur het in Genesis 3. Hy het 'n meganisme vir ons gegee om ons terug te bring na sy hart toe. En daai meganism name is Jesus Christ. Hy moes kom neerlê het, want jy kan nie neerlê en jouself gaan neerlê. Nou vra ek kan nou vir Nathan die volgende vra. Ek kan sy ma bel en vra, is sy ma bereid om te sterf vir iemand anders in Kaapstad? En sy gaan 9/10 miskien sê nee. En as ek vir haar sê, maar jou seun Nathan is in Bloemfontein, hy bly op straat, en hy het hierdie en hierdie probleem, maar al hoe ons hom kan vrykry, jy gaan bereid wees om te sterf. Gaan jy bereid wees om jou lewe vir Nathan neer te lê vanoggend? En ek kan vir jou sê, sy gaan sê ja. Want wat 'n pa is nie bereid. Jy sien, jy moet die Vader se hart verstaan. Hy hoef nie die seun te stuur nie, want hy is klaar in volmaakte liefde. Maar omdat hy ons gesien het, en hy klaar, al wat ek vir julle wil sê vanoggend, en dit wat ek wil neerlê, as ons gaan kyk na Romeine 8, dan sê hulle, the whole creation longeth for the adoption of the sons of God, the mature sons. Die hele skepping wag uit, roep uit, met daai ryk hulsende verlange na die seuns, na Davie, na Dirk, na Nathan, Willie, Jan,
elkeen van ons, sit jou naam daarin. Jy is meer, baie meer is 'n oorwinnaar. Want God het jou reeds uitgekies. En baie keer, en hoekom ek hierdie sê vanoggend, want so baie mense het hierdie identiteitsprobleem. Maar hierdie hele gedeelte in Efesiërs 1 handel hierdie hele gedeelte af, wat sê hoe lief hy ons gehad het, that in the dispensation of the fullness of time, that he might gather together in one all things in Christ, which are in heaven, which all are on the earth, and even in him, in whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who work all things after the counsel of his own will. The counsel of his own will. Jy sien, iets wat ons van Vader God moet weet, Vader wat nie geskape is nie, maar alles is in hom. So sit die volle raadsplan van God, is hy. Dis nie in hom nie, dit is hy. Hy het 'n wil, en as gevolg van sy wil, wie is die eerste persoon wat sy wil uitgeoefen het? Die eerste persoon wat die wil uitgeoefen het in die hele skepping, was die Godhead gewees. Vader, Son en Spirit. Want hoekom het hulle 'n wil? Hoekom is hulle die eerste wat 'n wil uitgeoefen het? Hulle het die wil en die begeerte gehad to create. Dit was 'n keuse gewees. Hulle hoef tot vandag toe, hoef hulle nie te gecreate het nie. Stem julle saam? So omdat hulle besluit, hulle gaan create, het hulle 'n wil. En daai selfde wil is 'n image wat ons het. En omdat ons in die image van God die Vader geskep is, moet hy vir ons in die image ook 'n wil gee. So in that will, you have to decide. So vanoggend moet Nathan besluit. It's your will. I cannot force you. You can never force a person to do something. You must always allow him that he must take the decision. Through the Holy Spirit. The Holy Spirit can convict him. Maar jy kan nooit iemand dwing om iets te doen nie. Hy moet self die keuse maak. So hy moet die keuse maak en sê, I want and I will go to Cape Town. So hierdie is net 'n glimpse wat ek vir julle wil gee van die Vaderhart. So die Vaderhart, sy hele begeerte, dis hoekom hy die Seun gestuur het. So die oomblik as ons nie die volle raadsplan, as ons nie die raadsplan van God die Vader ken nie, dan verwerp ons die Seun, want hy het die Seun so lief gehad, en hy het ons so lief gehad, dat hy die Seun gestuur het, om ons te kom terugkoop na hom toe. En omdat hy ons wil terugkoop, uit sy liefde uit, as ons dit nie aanvaar nie, dan gooi ons dit terug na hulle toe. En sê, ons verwerp Jesus se liefde. As jy nie weet wie jy is in Jesus nie, dan verwerp jy as jou identiteit vaag is, verwerp jy wie jy is. Dis hoekom dit belangrik is, critical important, to understand who you are in Christ Messiah. In die oomblik as jy weet wie jy is, jou identiteit, is niks onmoontlik nie, want jy gaan na hom toe met vrymoedigheid, as die seun na die Vader toe, as a son to the Father. Hoekom het hy sy moeder gebel? Hoekom het Nathan sy moeder gebel? Hy moes 'n besluit maak. Nee, sy gaan my verwerp en vir my sê, luister, ek hoor vir 3 jaar nie van jou nie, ek hoor 1 jaar nie van jou nie. Sy antwoord en sê die telefoon neer en sê ek het niks van jou gehoor nie. Of hy besluit,
ek gaan haar nie bel nie, want ek is nie waardig om haar te bel nie. Sy gaan dink ek is nie goed genoeg om haar te bel nie. Ek het hierdie en hierdie en hierdie in my, almal van ons het 'n verlede. Niemand is blameless nie. So in that place, you have to overcome your past and stand before your Creator and say, Abba Vader, ek gee my net vanoggend. I just give myself over into your hands. So in this, I just want to come and I want to finish off with a prayer, but I want to call Nathan to the front. As julle nog wil as jy kan hier kom staan, Barend staan nie. Kom ons bid hom net en vra net vir hom. Are you sure you want to go back? All right. And your brother? Is it? Okay. Staan net. Just come and stand. Wanneer kom ons staan op? Jy weet, ons het so baie tipes en goed wat gebeur. So, I believe in Luke 15, the Lord sent back, allow us to read through that passage in Luke 15. For the prodigal son, he had a longing in his heart to go back to his father's house. He had a longing in his heart to go back to the Father's house. Hy sê dat selfs in die plek waar hy gebly het, tussen die varke wat hy gebly het, hy sê, wil ek eerder teruggaan na my pa se huis toe. Hy sê, al is ek die minste, al is ek 'n slaaf van my pa se huis. So Lord, this morning we want to come and we want to pray over Nathan right now. Father, we want to pray over him. Thank you, Holy Spirit, that you allowed us to be a witness to see what you are doing right now here this morning. It's all about the Father's heart. About the Father's heart. And we want to send him back now to his home and to his mother's house. Thank you, Lord, that we can be a part of this. And that we can experience, Lord, I'm so privileged that I could experience the longing between a mother and a son. And we want to pray now the mercy and the goodness of the Lord over him. Father, I pray now that his mother will cry out in tears. She will accept him back as a son. And also his brother, as we sent him out from House of Bread back to Cape Town. And even with joy and tears, Father, I pray now for a full restoration in his mother's heart and a full restoration in his heart, even in his past. Blot out everything in the past in that was hurting the mother. Blot it out. Father, I pray now in the mighty name of Jesus that you will restore the love in the mother's heart back to her son, and that she will receive him with open arms in the mighty name of Jesus Christ. Lord, and he will even be in Mitchell's Plain where we are sending him back. He will go even and be in the streets in Mitchell's Plain. We are sending him out to be an evangelist, even a street evangelist, preaching of the goodness and the mercy of Jesus Christ in Mitchell's Plain, in the mighty name of the Lord. And I want now my son Wilbert to pray over you, to receive the evangelist anointing, to be a preacher
in the streets of Mitchells Plain in Cape Town. Hallelujah. So we pray right now for you, Nathan, that you will go back into Mitchells Plain, and wherever the Lord wants to send you, you will be a witness unto the Lord Jesus Christ right now. Receive the fire of the Holy Ghost. In Jesus' name, that the Lord will embolden you, my friend, to preach the gospel. And not only will you preach, signs and wonders will follow. In Jesus' mighty name. I thank you, Lord. You will even help people that have been in the same situation as what you are right now. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. I pray that you'll bless him right now, Lord. Holy Spirit, come upon him right now. Fall upon him right now in Jesus' name. Thank you, Lord. I even see you being used in drug rehabs to take people out. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. Even prisons, in Jesus' name. You'll even help little kids, children that grow up without a dad. You will father them in Jesus' name. I thank you, Father. And you're wondering right now how will that happen. The Lord will make it happen. He will open the doors to stay faithful in Jesus' name. Thank you, Lord. And we even pray, as my dad prayed earlier, for full restoration between you and your loved ones, you and your mom, in Jesus' mighty name. Blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. We praise your mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Want ons gaan die offerhande opneem. Want sien jy nie, wat ek het vir julle vanoggend sê. Ons kan 4 manne hier wees. Ons kan 4 manne wees. En God kan ons meer gebruik as 'n gemeente van 4000. It's to be at the right place at the right time and to do the will of the Lord. We can send him out from this place and he can change the whole Mitchells Plain. Weet, Jesus was uit oorgegaan na die ander kant toe. En die man wat met duiwels besete was uitgedryf en hy het oorgegaan. En John 4 het hy die vrou at the well, een vrou gevat. Sy het 'n water pitcher behind agtergelos, in die stad gegaan. Die disippels moes van voor af verbygekom het. Hulle is na Jesus toe, sy is in die stad en hulle kom uit die stad uit. Hulle het nie die stad verander nie. En een vrou wat een aanraking gehad het, gaan verander 'n hele stad. So een persoon kan ingaan en hy met die krag van die Heilige Gees kan oor hom kom op die pad en hom vul en vir hom woord en krag gee. En hy kan van daar af, die oomblik soos Jona, kan hy in die strate van Mitchells Plain kom en hy kan sê, repent for the kingdom of heaven is at hand. En Jona het ingestap en hy het die boodskap gebring en die koning het op sy knieë geval. En hy kan gaan in Mitchells Plain en daar wat hy ingaan en gaan bedien en sê, repent for the kingdom of heaven is at hand. En al wat hy gaan sien, hy gaan gewere en hy gaan messe in die strate sien, soos wat die drug members en die gang members hulle goed gaan neerlê. Al wat hy moet doen, hy moet gehoorsaam wees wat die Heilige Gees sê, just go out and preach the gospel of Jesus Christ in Mitchells Plain. Thank you, Lord. Hallelujah. So, Father, we want to come and lift up this morning this seed, this offering seed. Lord, we even want to put this offering also. All right, we want also the offering also. Thank you, Lord, that we want to give also as a seed to Nathan and to his ministry in Mitchells Plain. That we will stay in contact with him there. We will give support from him. We give you praise and glory as we lift it up, this wave offering before your throne of mercy and grace this morning. Thank you, Lord, that we can pray now also the priestly blessing over Nathan. The priestly blessing. And all the brothers here. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Viuchaneka.
Yesa Adonai Panavalecha, Yevashim Lecha, Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His Shalom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dankie Chris. Sit vir ons daai lied van Bouwer op. Hallelujah. Laat ons opgewonde raak. Joy comes in the morning. Praise your mighty name. Daar's communion vir julle hierdie kant manne. Dis nie vir nie daar nie. Dis die liggaam van Jesus wat julle moet deel hê aan die liggaam. Prys sy naam. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. When the shadows gather all around and tears fall softly to the ground, though the night may seem so long, your faithful love becomes my song. You never leave, you never fail. Your mercy stands beyond the veil. Every promise still remains. Your light will rise again. For your favor lasts a lifetime, Lord. Your loving hand is holding me. The darkest night cannot conceal the dawn you've planned for me. Joy comes in the morning. Joy comes with the rising sun. The joy of the Lord is my strength forever. Your victory is already won. You turn my sorrow into dancing. You wipe every tear away. I will rejoice before my Savior, for you have made a brand new day. Joy comes in the morning. In your house of prayer I'll sing. With grateful heart I worship the King. You have called me by your grace to stand with joy before your face. My sorrow will be turned to joy. Your living promise still speaks hope. Every burden, every fear melts away because you're here. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my song. My work of faith will not grow weary. My labor of love presses on. With patience of hope I will stand. Look into Jesus every day. For you fulfill your holy purpose. You always make a way. Grant the desires of my heart, oh Lord. Fulfill the purpose you have planned. Every good work you began will flourish by your hand. Joy comes in the morning. Heaven is singing over me. The joy of the Lord is everlasting. My heart has been set free. You turn my morning into dancing. Clothe me with gladness and praise. I'll lift your name among the nations for all of my remaining days. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning.
joy of the Lord is your strength. I will make them joyful in my house of prayer. Your sorrow will be turned into joy. May He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. Joy comes in the morning.